Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is ook tyd vir krantbesprekings vanoggend. Gert, goeiemôre. Môre Jennifer en môre meneer Breitenbach. Meneer van Westhuizen? Welkom terug. Waar was u gewees? Ag jong, Was u nie naby in die omgewing van Italië of Pole nie? nog nie. Nie verlede week. Nie verlede week nie. Want ek sien daar's baie sjokolade gesteel daar. Dis waarskynlik dan ek. Hoe die KitKat besigheid? Ja, die KitKat besigheid. Ek wil net seker maak. Ek vra net namens Nee, ek het sjokolade hier ter plaatse gesteel. Hoe weet jy ter plaatse sjokolade? Ja. Jennifer, jy lyk baie mooi en rooi, maar ek dink jy trek spesiaal of rooi aan as ek hier is om my te herinner dat Arsenal die liga gaan wen en Spurs dalk gaan Ag, gaan gerelegeer julle twee nou ophou met die Gert, verdomde sokker? altyd. Nee, Kan 'n nee. mens nie oor regte sport Ons gesels? gaan ophou as Dit ek die is- trofee vashou. Dit is nou amper al die wêreldbeker nie. So Pier, dit gaan alles oorneem. Maar nou ja, ons sal sien of die wêreldbeker gaan plaasvind met al die petrol en so aan. Ja. Nou is er gepraat van iets wat alles oorneem, die nuus oor die petrolprys. Die brandstof of petrol of soos ons dit nou maar genoem, neem al die nuus oor Jennifer. Hier's blykbaar stasies in Pretoria, petrolstasies wat nie meer brandstof het nie. Al sedert Vrydag. Ja, die stad se busdiens word ook daardeur geraak want lyk my nie daar's voor die tyd genoeg diesel en goedertjies gereël nie. Dit word seker gebruik vir die watertankwaans. Ek net daai steekie inkry want ja. Maar dit is nou ongelukkig gaan dit nou meer styg weer met R3,06 per liter en diesel gaan jou 7,37 sent. R7,37 meer kos. Ek was verbaas toe ek hierdie gesien het gistermiddag op Netwerk 24. Ons het meer verwag. Ja, ons het meer verwag, maar nou het Enoch Godongwana, die minister van Finansies, genadiglik toegestem om die brandstofheffing af te skaf vir die maand. Dis R3 'n liter. Natuurlik gaan dit R6 miljard vir die staat kos en daar's nou mense soos Dawie Rood, die ekonom wat nooit sy woorde, jy weet, nooit doekies omdraai nie. Hy sê die staat het nie geld daarvoor en dis net goedkoop politiekery. Jy kan nou duidelik sien al die politieke partye het nou gister dit as 'n oorwinning Ja. daar aanspraak gemaak. Dis hul bydrae wat daartoe gelei. Dis almal se Ja, politieke die ANC sê oorwinning. kyk, hier's nou 'n regering wat vir jou sorg en die DA sê maar ons het dit net nou die dag gesê, nou doen julle dit. En maar mense, baie partye soos MK en die EFF reken dis nie genoeg nie, want die lewenskoste gaan weer stuur. Jy weet ons as petrol duurder word alles gewoonlik duurder. En ons kan dit nie eintlik nou bekostig nie, maar die man vir wie ons daarvoor moet bedank, meneer Donald Trump, hy het ook 'n probleem in Amerika want ek sien petrol daar's nou $4 per gallon. Hulle meet nog in sulke vreemde eenhede duurder. Dis die duurste wat dit sedert 2022 was. So dit gaan vir hom ook 'n probleempie teweegbring daarso. Hy het nou gesê die oorlog gaan binne 2 of 3 weke verby wees, maar hy het nou al so baie goed oor die oorlog sê mens weet nie meer wat om te glo nie en dit is in elk geval nou maar ek dink nie 1 April maak vir hom saak nie. Nee. Ja, elke dag is 1 April. Maar hy het nou gesê, jy weet, hulle gaan binne 2 of 3 weke die oorlog is dan klaar, al kry hulle nie wat hulle wil hê nie. So dan weet ek nou nie eintlik hoekom die oorlog begin is in die eerste plek nie, Nou, maar hoekom as jy dan so sterk gevoel het oor iets, nie gee nie om of jy dit kry of nie. Hoekom begin jy dan die oorlog? ja, ek dink die oorlog het nie uitgedraai soos hulle gedink het dit gaan uitdraai nie. Ek dink Iran het hulle bietjie onverhoeds betrap. Hulle het nie gedink Iran gaan soveel weerstand bied nie. Ek dink Iran kan nooit 'n oorlog teen Amerika wen nie, maar ek dink Iran sien swakpunte in die Amerikaanse plan en optrede en hulle konsentreer daarop soos die straat van Hormuz wat toegemaak word. Jy weet die ander lande in die golf wat aangeval word. Hulle eskaleer die oorlog en ek dink nie Amerika het al hierdie goed voorsien nie. Ek dink moontlik ook nie dat die alliansie-vennote in Europa ook baie weerstand gaan bied nie, want ek het gesien in Spanje en Italië het hulle gesê julle kan nie die weermagbasis of die basisse gebruik nie. So dis interessant. Ek dink al daai het so half 'n rol gespeel. Ek dink dit het 'n rol gespeel. Maar op die einde waarmee ons sit na oorlog is mense wat hulle lewens verloor het, 'n bietjie onrus reg oor die wêreld en 'n duurder brandstofprys en oliepryse wat opgaan en mense wat eintlik net swaarder kry. Ja, en ekonomieë soos ons in wat sukkel wat nou net 'n bietjie weer asemhaal, kry nou weer 'n terugslag. Dis die groot probleem. Jy weet ja, dis baie jammer en ek dink jy het 'n punt beet Jennifer. Ek dink die alliansie-vennote in Europa wat geweier het om hier aan deel te neem, ek dink dit is goed want anders sou die oorlog nog verder uitgebrei het. Ek sien Trump het nou gisterand gesê as jy wil petrol hê of jy wil olie hê, gaan haal dit self. Ja. Maar ek ja, ons sal maar sien hoe dit gaan uitdraai, maar Spanje en dit is veral nogal 'n verrassing van Italië want Italië is nogal baie aan Trump se kant. Ja, dit was nogal 'n verrassing dat hulle dit besluit het. Dan, Bellens, hulle het nou vir die Kaap af Gauteng toe gekom, maar sy het nie ophou swem nie. Dis daarom nie diepsee swem nie, dis net vlakwater swem nie. Vuil vlakwater. Ja, nou vuil vlakwater swem. Hulle kry reg wat die G20 nie reg gekry het.
Daar was hierdie groot swembad in Sandton met 'n groot gat in die water en waterpype wat gelek word. Nou vir baie lank, wat 3 weke dink ek, so was dit. Toe sy nou gister daar 'n bietjie gaan swem en gaan snorkel daarso en binne oomblikke toe nie oomblik nie, maar daarom 'n dag toe sy gat reggemaak is, herstel, dis nou mooi skoon. Nadat sy op sosiale media gesnorkel Nadat sy het die dan. stukkie van daai geswem het op sosiale media gesit word. Iemand het gister 'n meme gepost waar hy sit 'n foto van 'n krokodil en 'n foto van Zille, dan sê hy krokodille en krokozille. Maar ek dink sy het 'n baie goeie verkiesingsstrategie. So dis nie die eerste keer dat sy oor die water praat nie. Daar's mos 'n ander foto waar sy met die haar bene in 'n Ja. die bene slaggat sit met die water ook en sy het al verkeer gereël en op haar sosiale media geplaas dat die G20 is nie meer deel van hierdie chat nie en ook nie die verkeersligte in Gauteng nie, want sy het toe by 'n dooie verkeerslig gestaan en die verkeer gereguleer. Nou ek dink dit is baie doeltreffend. Ek dink regtig is baie doeltreffend. Dit trek die aandag. Dit wys op die groot probleme van die stad. Sy het gister gesê die stad bestee net 5% van sy begroting aan hierdie instandhouding wat bitter min is. Ja. Jy weet, en ek dink ons kan nog vele van hierdie goedjies verwag. Mens moet haar punte ook gee dat sy op haar ouderdom nog in daai gat swem. Dit kan nogal gevaarlik seker wees. Ja. Maar nou ja, sy kry die stadsraad reg om sover om dinge reg te doen, jy weet, want sy plaas hulle in 'n baie groot verleentheid hierdeur. Nee, dis 'n baie groot verleentheid vir die stadsraad. En dis Douglasdale, dis 'n baie ryk gegoede area in kyk daar in Johannesburg. Johannesburg, die verval maak geen onderskeid in watter bier dit is nie. Nee. Dit is 'n ryk bierte, arm bierte, maar Helen Zille se optrede het nou die burgemeester bietjie omgekrap en hy het nou gesê daar's probleme met Dada Morero. Hey, hy het ook 'n videoetjie uitgestuur wat nou nie so doeltreffend soos hare is nie, want ja, hy het nou gesê daar's probleme met die pype gewees en ek weet nie die soort pype wat gebruik is en alles, maar hy het nou vir Zille gesê sy moenie nou in sulke gate swem nie, want dit is gevaarlik en sy sal kinders in townships nou so ver kry om ook in die gate te swem. Maak dan die gate reg, maak meneer dan die die gate burgemeester. reg en dit is interessant dat die kinders in die townships dan ook vir hulle dit sal volg, nee. En doen wat sy doen. Dis dalk 'n bietjie wishful thinking. Ja, 'n bietjie. Maar nou ja, hy sê daar's al verskeie gate in die townships waar kinders geswem het en dit is gevaarlik en van hulle is dood, maar dis reg wat jy sê, Peer, maak die gate dan reg. Maak dit goed reg. Ja, hoekom maak hulle nie die gate reg nie? Is dit nou 'n gevaar en nou vir almal en as hulle nie wil hê hulle moet swem nie, maak maar die gate reg, jy weet. Yep. Maar ek dink regtig dis 'n baie goeie verkiesingsveld tog wat sy voer en ek dink jy wag nog 'n paar verrassings op. Ons kan nie wag nie. Ons almal Nee. sien uit na Waar daai swem sy verrassing. Dis volgende? Waar swem presies. sy volgende? Ek het haar nou die dag gevra, sien sy op haar ouderdom, sy's nou al 75, sien sy nog kans vir hierdie? En al die probleme wat sy gaan kry as sy nou burgemeester word. Sê ja, sê ek hoekom? Sê want ek hou van baklei. Wat dis weer dan? Dis iets wat Dada Morero dalk ook nog moet leer. Gert, en dan sê ons minister dat ons nie binnekort sonder water gaan sit nie. Dit gaan nie opraak nie. Maar wow, daar's dan dorpe in Suid-Afrika wat Ja, glad maar nie dis water- die probleem, Peer, die water kom nie by hulle uit nie. Ja. Dis die weens stadsrade soos Johannesburg, daai lek. Hoeveel water is nie in daai gat waarin hulle geswem het nie? Hoeveel water gaan nie verlore weens lek in die miljarde rand se water? En water wat eers weg is, kry jy nie weer terug nie. Nou Pembe Majudina, die minister van water en sanitasie, het gister die blou en groen druppel verslae bekend gemaak in Middelburg. En toe het sy gesê dis uiters kommerwekkend dat die persentasie munisipale afval waterverwerkingsstelsels is in 'n kritieke toestand. Dit was 39%, 334 stelsels landwyd in 2022. Nou is dit 47%, 396 stelsels in 2025. So niks verbeter nie. Dit raak net erger. Die helfte van die watersuiweringsaanlegte is pateties. Ja, is pateties en daar word niks daaraan gedoen nie. Hier daar's nou al 'n taakspan en die president self is nou in beheer van ja, ek kan nou nie dan nie. Hy het die taakspan en Mashatile het een of ander waterkommissie Daar's baie spanne. Daar's baie spanne wat hier aan werk. Ja, maar sou kuis die president daaraan aandag gee. Want die president se gister ons blykbaar 2000 miljard rand gekry. Hy het 70 gekry. Maar jy weet hy laat goed gebeur. Hy laat goed gebeur, Peer. Ja, ek dink net ja, ons het al baie hieroor gepraat en ons probleme is net so baie. Ons vat hier en ons vat daar en ons vat hier en niks word opgelos en miskien is dit nou tyd om te besluit. Mense, water is die grootste probleem. Ja. Kom ons probeer dit gou oplos. En kyk, span almal saam en kom ons kyk of ons die waterkrisis kan oplos. Kyk na die munisipaliteite. Jy weet, veral nou in die dae van die munisipale verkiesings sou mense gedink het, jy weet, dit moet nou 'n bietjie beter gaan
met munisipaliteite, maar nee, dit gaan net nie beter nie. Nee, Gert, en ek wil vir die minister sê, die persoon wat 'n maand sonder water sit, gee nie om of die probleem by die pype is en of die probleem by die dam is nie. Hulle soek die water. Ja, nee, hulle soek die water, ja. Ek gee nie om as jy sê ons gaan nie dit 'n opdrag nie. Daar is mense wat nie water het nie. Al klaar nie het nie. Ja, So, En maak as 'n mense plan. wat weke sonder water klaarkom, jy weet, en ek dink daar selfs mense wat al maande sonder water Precies. klaarkom in sekere dele van die land, en dit kan net nie so aangaan nie. Jy weet, en as dan nou vir hulle vat om in 'n slaggat te swem, Dat is Ja, dit so. precies. en laat dit dan die slaggat reggemaak word en water op die regte plek uitkom, dan punte vir haar. Ja. Op enige manier op hierdie stadium. Gert, dit gaan my verstand te bowe dat in 'n land soos Suid-Afrika ons al hoe meer en meer dobbelplatforms kry. Ja. Daar ek sien nie mense kan nie sekere goed doen nie. Doen wat jy wil, dit staan jou vry. Maar op 'n stadium moet 'n mens sê, maar my magtig, dis mos so besig om ekonomie en huishoudings te affekteer. Ja, Pierre, ons het al baie daaroor gepraat. Veral hier ook. Jy weet, Virgin Bet is ook nou in Suid-Afrika. Dis ook 'n aanlyn dobbelplatform, maar ek dink dit skep groot probleme. Ek dink ons dobbelbedryf moet beter gereguleer word. Jy weet, as verlede jaar bevind Suid-Afrikaners het al 'n mintige 1.5 miljard rand aan aanlyn dobbelery bestee. Dis nie 'n aanlyn dobbelery nie. Dis 'n stygings van 31% Dis nie casino op 'n toe gaan nie. jaargrondslag. Nee, aanlyn dobbelery. Jy weet, dit is net baie verskriklik en baie mense, veral arme mense, gebruik hulle geld dan om te dobbel want jy hoop jy gaan meer geld kan kry want jy's in die nood, jy weet, en jy soek meer geld. En nou sê die dobbelmaatskappy, jy weet, mense moet verantwoordelik dobbel, maar dit is nonsens. As mense verantwoordelik dobbel, gaan hulle nie geld maak nie. Ja. Net soos drankmaatskappye wat sê mense moet verantwoordelik drink. As almal verantwoordelik drink, gaan hulle nie so baie geld maak nie. Jy weet, so hierdie is 'n groot probleem en ek weet nie of mense dit gaan doen met opvoeding al op skoolvlak en vir mense vertel nie, maar jy weet, iemand wat niks geld het, die bietjie kans wat hy het om meer geld te kry of sy het om meer geld te kry, gaan hulle gebruik. En ek dink net ons maak dit heeltemal te maklik vir daai mense en ek dink die regering moet ook baie meer belasting hê op dobbelmaatskappye. Interessant genoeg, hierdie is 'n dobbellisensie uit Mpumalanga uit, maar die maatskappy is gesetel in die Kaap. Ja. So ek onmiddellik ek kry alweer rotte. Ja, Pierre, mens kan ook nooit te verseker wees alles is gebeur soos dit moet gebeur nie. Mense sê nou hierdie ene is verkeerd nie, maar Nee, ek dink net ons moet 'n bietjie plan maak met hierdie. Daar's te veel net. Gert, ek dink is skokkend. Ons het ook al gehoor dat selfs studente hulle studentegeld en ons studentelenings gebruik vir dobbelary. Ja. En as dit nie vir jou sê ons het 'n probleem en is die 30% stygings nie vir jou sê ons het 'n probleem nie, dan weet ek nie wat vir jou sê ons het 'n probleem wat ons waar gaan ons intree en ek dink dis waar ons is. Jy weet wat my ook bekommer is, baie sportspanne het dobbelmaatskappye wat hulle borg baie sport sterre train laat advertensies op. Selfs op as jy ons die televisiekanale. as jy die TV aansit, is elke keer 'n dobbel advertensie op. Mense word net eenvoudig oordonder met hierdie goed en soos ek gesê het by die nasionale dialoog het ek gaan luister na een van die gespreksgroepe en dit was een van die groot kommerwekkende goed wat die mense oor gepraat het is die toename in dobbel en hulle kan mense nie keer om te dobbel. Gert, dan MK is teen die regters. Hoi, tog ek wens die mense wil MK net bietjie uit die hof uithou want hulle verloor die een hofsaak na die ander hofsaak. Al wat Jacob Zuma doen en sy party doen is eintlik hulle hou die howe besig en maak die prokureurs ryk, veral hulle gunsteling prokureur meneer Dali Mpofu wat wanneer laas het hy saak gewen? Weet nie. Ja, Kan maar ek hulle hulle voel nou regters word onnodig beskerm. Want regters, jy moet nou aansoek doen as jy 'n regter wil aanvat om jy moet toestemming kry as jy nou saak teen 'n regter wil maak. En hulle voel nou dit is teen die grondwet en hulle wil nou sake teen regters maak. Dit tog die mense kom eintlik, jy weet, ja, ek verstaan net nie dat ons reg sulke goed dul die heeltyd nie. Jy weet, jy kan daarom nou jy moet mense toelaat om sake te maak, maar hierdie goed hou nou al so lank aan. Hierdie Stalingrad taktiek wat hulle gebruik hierdie goed die heeltyd uit te stel. Hulle stel goed heeltyd uit. Ja. Maar ek moet bieg. Daar steek my so effens 'n bietjie waarheid hier aan. Kyk, mense weet hoekom hulle dit doen. Natuurlik, hulle wil die regsproses ondermyn. Ja, hulle wil dit ondermyn. Maar daar is 'n bietjie waarheid in wat hulle sê. As almal volgens die grondwet gelyk is voor die reg. Almal behalwe regters. Nee, dit sê nie so nie. Ja, Die jy grondwet sê nie. jy moet daarom 'n regter seker op 'n pedestal sit daarso. Hy moet daarom onkreukbaar wees Dalk of sy moet seker 'n onkreukbaar wees. polisiekommissaris dan nou ook, nee, mense moet hom ook bietjie beskerm. Ja, nee, Dalk jy moet moet die nie mens dit doen 'n president nie. ook Dis bietjie dis dalk 'n beskerm. punt wat jy het.
Almal is gelyk voor die reg, maar ek en jy kan nie die reg bekostig nie want dit is te duur. Exactly my punt. Jy weet want MK kan dit bekostig en Jacob Zuma kan dit bekostig. Weet jy waar hulle die geld vandaan kry, maar die reg is baie duur. Ja. En almal is nie gelyk voor die reg nie. Dit is die punt nie. Maar ja, ek weet nie, jy moet daarom vir regters die proses waardeur hulle gekeer word is nogal taamlik streng. En ja, dit maak my bekommerd as die regters begin aanvat nie. As jy bestaande wette. As hofbesluite nie in jou guns is nie. Sou hulle dit gedoen het as hulle die sake gewen Dan het? bevraagteken jy sommer die wet. Ja, dan bevraagteken jy die wet. Dit is waar. Nee, ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie. Nee, Peer, maar daar's altyd 'n saak uit te maak vir verbetering nie. Maar Gert, kuns. Daar was nou die dag was daar 'n klomp goed uit die Louvre uitgesteel. En nou is daar die visse is gone. Hulle die visse gesteel. Dis 'n mooi skildery daai. Dis Peer. baie mooi Dis 'n baie skildery. mooi skildery. Jy weet, dit is nou in Parma in Italië. Hiervoor kan ons jou nie die skuld gee nie want dit die Soos gebeur in Chocolade. die week wat jy weg was. Ja. Maar daar's skilderye van Renoir, Cézanne, Matisse gesteel. Dis groot kunstenaars nê en dit is 9 miljard rand se skilderye. Ag, miljard rand, 9 miljoen euro se skilderye. Ja. Dit gaan omtrent op 9 miljard uitkom dink ek. Wat die rand nou werd is. Maar dis binne 3 minute gesteel, jy weet, en dis net verstommend. Dit lyk vir my daar's 'n nuwe mark vir gesteelde kunswerke. Maar soos ons al voorheen gesê het, wat maak jy nou? Hier is my gesteelde Renoir. Kom kyk in my sitkamer na my gesteelde Renoir. Wat? Jy kan dit tog nie doen nie. Ja. So wat waar Jy kan sit nie jy die mense sê om skildery? na te kyk nie, maar hulle sê ek Ja, het die visse precies. gesien, hulle is Het jy daar. nou 'n geheime kluis ergens waarna net jy ingaan en dan bewonder jy nou jou gesteelde skilderye? Ek verstaan net nie. Dit behoort eintlik aan die wêreld hierdie skilderye. Dis kulturele erfenis van die wêreld, jy weet, maar nou ja, ek verstaan net nie wat doen 'n mens met so iets wat jy gesteel nie. Dit Nee, is net ek weet verstommend. ook nie, Gert. En wat betaal jy? Miljoene euro en dollar en goed betaal jy daarvoor, jy weet en ja, en jy ag nee, ek weet nie. Dis soos oorlog wat ook die kulturele erfenis van die mensdom vernietig, jy weet. Dit kryf maar net onder. Nee, ek stem saam. Stop dit. Dis eintlik al. Ja, dit is dan maar net ja. En dit lyk my mense kan dit ook nie genoeg beskerm nie. Nee, kan nie. Gert, dan die laaste storie het ek gister gelees en is weer 'n verhaal Ek het gedog dis 'n April Fools grap hier. wat jy nie amper nie kan glo nie. Regtig? Ek is so Peer, ek het nou oral gaan kyk en baie nuusagentskappe het die storie op. So ek twyfel of dit 'n April gek grap is. Dit het voor 1 April Ja. gebeur. Maar ons het daai dag hier in Suid-Afrika gesien toe mense 'n lijk in 'n bank ingedra het want die bank wou nie glo die vrou is dood nie. Toe Hier's sê hulle maar ouma, hier hier is is die sy. bewyse, hier's Ja. ouma nou. Nou het 'n man daar in Thailand begrafnisondernemer het met 'n kus by 'n by 'n volstasie opgedag want hy was daar toe wil hulle nie vir hom ekstra brandstof gee nie want daar's groot beperkings ons daar op brandstof en hulle dink hy wil dit op die swartmark verkoop. So hy nee wag, ek sal vir julle wys hoekom ek dit nodig het. Toe gaan hy en gaan haal die lijk en sê hier's die kus, ek het dit nodig. Ek moet hierdie mens by die krematorium kry want dit is iemand wat van die hospitaal af kom en dit lyk my 'n onbekende persoon en die lijk moet nou na die krematorium toe gaan. sien julle hoekom ek petrol het. Toe is daar nog 'n gerede kabel toe gaan roep die joggie die bestuurder en hulle het dit blykbaar toe uitgesorteer en die man het sy petrol gekry maar soos jy nou kan sien hy het dit op sosiale media gepos die begrafnisondernemer so dit maak nou wêreldwyd opslaa. Wys nou vir jou erg die petrolkrisis kan raak. Dit laat my dink aan 2000 in Zimbabwe nie. Toe ek daar was, toe daar ook nie petrol was nie. Dan moet jy elke oggend 6 uur opstaan, dan ry jy deur die stad, dan kyk jy waar is 'n ry by watter volstasies 'n ry motors of mense met kruiwaas en goedertjies op. Dan wag jy nou maar daar en dan kry jy 'n halwe tank petrol en dan ry jy nou maar weer. Ja, ek weet nie, ek het nou nie 'n lijk gehad om Ek saam is baie dankbaar Gert, dat jy nie 'n like daarop gemaak het nie. Julle? Daai video maak Nee, my as maak. ja. Moenie wat meneer. Ek wil dit nie sê nie. Geen die vet, maar hulle moet die man maar petrol gee. Maar dit is nou die probleem wat jy het met sulke krisisse. Daar's sekere nooddienste soos lijkbesorgers wat moet werk nog met petrol en Lyk vir my hy het petrol nodig. Ja, waar gaan die petrol vandaan kom? Jy weet. Ai nee, sjoe, okay. Waar toe ons gaan. Okay, Gert, baie dankie vir die saamgesels Dis 'n vandag. groot plesier. Geniet die dag verder en ek hoop julle kry petrol. Hè? Dankie Gert. Dit is Gert van die Weshuis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.